sluit die oop. Dierbare Hemelse Vader, dis met dankbaarheid wat ons voor U troon staan. Op hierdie wonderlike Sabbat dat ons nog kan by mekaar kom om U te loof en prys vir al die goedheid en die liefde en die genade wat U elke dag vir ons skenk en dat U liefde vir ons elke dag opnuut is. Here, vandag vra ek dat U deur my sal spreek. Bring 'n boodskap vir U volk in Jesus naam. Amen. Goed, ons teksvers is 3 Johannes 1 vers 2. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat dit met jou en alles maar goed gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Mag die Here sy woord sien. Ons sal saam sing, die lied 4, 6, 7 staan ons saam gesing, alles verse. Dis 'n geseënde Sabbat. 'n Man sit op 'n vliegtuig in eerste klas. En terwyl hy daar sit, kom die lugwagdien en hulle bied vir hom aan, bied vir hom kos aan, bied vir hom 'n glas wyn aan en die man sê net, nee dankie, ek wil nie. En hulle is uiteindelik probeer 'n ander ene en hy sê nee dankie, ek wil glad nie hê nie. En uiteindelik gaan hulle na die kaptein van die vliegtuig toe en sê, hier's 'n man in eerste klas en hy lyk nie tevrede nie, hy wil absoluut niks hê wat ons vir hom aanbied nie. Ons weet nie wat om te doen nie. En die kaptein sê wag. En hy vat en hy het die glase en hy het die wyn en hy het die handdoek oor sy arm en hy sê, laat ek hom bedien. En hy stap na hom toe, hy sê, goeiemôre meneer, ek is die kaptein van hierdie vliegtuig en ek is hier om jou te bedien. En hy sê, jy die kaptein, baie dankie. Hy sê, kom sit hier langs my en dan geniet ons 'n glasie wyn saam. En die kaptein sê, nee, jy verstaan nie. Jy verstaan nie, ek is die kaptein, ek kan nie saam met jou 'n glas wyn drink op die vliegtuig nie. Hy sê, dis my plig, ek is aan diens. En die man sê,
Wel, soos jy aan diens is ek ook aan diens. En ek is in diens van die Here. En vandag is 'n dag wat ek vas. En ek vat geen alkoholiese drankies en daardie tipe goed nie. Soos jy aan diens is ek ook aan diens. En dit het 'n indruk op hom gemaak. En dit laat my dink dat my boodskap se titel is dat dit met jou goed sal gaan. Ons weet dat enige iets wat ons in ons liggaam inneem, wat nie goed is vir ons nie, 'n negatiewe effek gaan hê. En dat dit ons liggame net skade gaan doen. In die begin van Daniël word die gesondheidsfondasie eintlik vir ons gelê, waar Daniël en sy vriende op toets gestel was vir 10 dae, en dat 'n heidense koning erken het dat Daniël en sy vriende meer bewus was om net eenvoudig meer logies te kan dink. 10 maal slimmer is wat dit vir ons sê. Maar ek dink dat as ons net daaraan dink, logiese denke, net eenvoudige logiese denke, was hulle 10 maal meer ingestel gewees. In Jesus se bediening het hy meer tyd daaraan gewy om die siektes te genees as aan prediking. Het jy al daardie stelling gehoor? Jesus het gegaan en hy het hulle siektes genees en hy het rondgegaan in al die stede. En dan natuurlik wanneer mense van hulle, wie was al siek en het probeer luister na 'n preek? Jy wil net huis toe gaan. Ja, ons is glad nie, ek dink nie enige iemand hou daarvan om siek te wees en net te sit en luister na enige iemand nie. Ek wil net gaan slaap. Maak nie saak, al is dit my vrou met haar liefdevolle stem. En dan is dit bokkie, ek gaan slaap. Ek sien nou dis om te gesels of enigiets nie. Daarom het Jesus natuurlik soveel tyd spandeer, is sodat die verstand van mense meer geneig sou kon wees om sy boodskap te kan aanvaar. Sy woorde het nie gekom om te vernietig nie, maar om te red. Waar hy ook al gegaan het, het hy die tyding van sy genade om voorgegaan. Waar hy ook al gegaan het, was dit duidelik sigbaar dat hy 'n mens wil herstel tot gesondheid, sodat hulle self kon getuig. Skares het rondom hom saamgedrom, om self van die persone wat genees was, se lippe te hoor van die wonderwerke wat die Here vir hulle gedoen het. Die man wat blind was en rondgegaan het, en gesê, dit is hy! Ja, dit is hy. En natuurlik, wat het gebeur? En dan het daai persoon uit daai wonderlike, ek is genees, ek kan weer sien. En dit het mense natuurlik gedryf na Jesus toe. Skares, sy stem was die eerste geluid wat hulle ooit gehoor het. Sy naam was die eerste woorde wat hulle ooit gespreek het. Sy gesig, die eerste waarna sommige gekyk het. Waarom sou hulle nie Jesus lief hê en sy lof betuig nie? Terwyl hy deur die dorpe en stede gegaan het, was hy soos 'n kragtige stroom wat lewe en vreugde versprei het. En dit kom uit Helende Hand, bladsy 19. In die begin, toe God Adam geskep het, was die doel dat Adam vir ewig sou lewe. Ons lees in Genesis 5 dat mense in Adam se tydlyn meer as 900 jaar oud geword het, Methuselah 969. Na die vloedtydperk het die ouderdom afgekom, en uiteindelik was Abraham op 175, was hy oorlede. As gevolg van die omstandighede, mense kon nie so lank gelewe het nie. En selfs in die Gees van Profesie beskryf sy vir ons dat wanneer ons uiteindelik daardie dag sal almal by mekaar kom en almal opgewek is en op die glassee sien ons Jesus en hy staan kop en skouers bo oor almal. En dan natuurlik Adam wat net 'n klein bietjie korter is. En dan die res van ons, soos ons deur die jare net kleiner en kleiner mense geword het. As gevolg van lewensomstandighede, siektes en al daardie dinge. Dink net dan dat 'n reptiel 900 jaar ouer reptiel, hoe sou so 'n reptiel gelyk het?
Reptiele hou nooit opgroei in hulle lewens nie. Hy hou altyd aangroei. As die omstandighede reg is, dan word hulle net al hoe groter. Verder het God gesê, aan julle gee ek al die plante wat saad gee, wat op die aarde is, en al die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal vir julle as voedsel wees. So aan die begin kyk ons wat God vir Adam en Eva gegee het, en die oorspronklike dieet was, dat hulle aan die plante hulle kos sou vind. Ons was nooit geskep om vleis te eet nie. Nou die is nie 'n direkte aanval boodskap wat ek enige iemand probeer sê om enige iets te doen wat my keuse is nie. My keuse persoonlik is dat ek wil gehoorsaam wees aan die gesondheidsboodskap wat ons het as hierdie kerk. Dawid skryf en hy sê, ek wil U loof want ek is vreeslik en wonderbaarlik gemaak. Wonderlik is U werke en my siel weet dit goed. Die sonde het ingekom en die dood en alles wat siek is en as 'n resultaat gebring. Jy weet dat die meeste dinge wat nie goed is vir ons nie, is waarvoor ons daai cravings kry. Het jy al ooit gesien iemand wat so staan in lewe? Wat sê dit? 'n korte pizza, asseblief, gou. Mense sien nie sulke goed nie. Dis gewoonlik vir daardie 'n korte sigaret, 'n korte koppie koffie, dwelms, al daardie tipe dinge. Ek is selfs op hierdie stadium besig om 'n persoon te probeer help wat gesê het hy wil gehelp word, wat verslaaf is aan dwelms. Want ek was self daar. Ek was self op die dwelmverslaafde gewees. Vir 5 jaar van my lewe het ek opgemors. Maar dit is gewoonlik daai goed waarvoor 'n mens neig natuurlik en nie vir die dinge wat goed is nie. Jy sien iemand stap na die yskas toe. Jandrey, kom jy na die yskas toe? Nee, papa, ek gaan broccoli haal. Ja, gaan geen broccoli haal, ek gaan iets anders soek in die yskas. Nou, my persoonlike getuienis is wat ek met u wil deel vandag is. Elkeen van ons is in verskillende vlakke as ons in die kerk inkom van 'n tipe van 'n oorgawe of 'n aanvaarding aan dit wat ons leer as ons beginsels in hierdie kerk. Partykeer sien ons mense wat inkom en sê, hierdie ding van daai tannie Ellen White, ek klik dit nie lekker nie. Ek verstaan nie hoe mense gaan praat van hierdie tannie nie. En dan is daar natuurlik sekere goed wat gebeur en soos, ek sien nou 'n bietjie die lig meer. En dit was self vir my ook daardie gewees, want ek is in 2004 is ek gedoop in die Adventiste kerk en dit is eers so iets soos 2 jaar later wat ek begin tiende teruggee. Vir 2 jaar het ek die Here beroof terwyl ek 'n kerklidmaat was. En ek het net 'n studie gedoen en iemand het met my daaroor gesels en gesê, maar jy betaal nie tiende nie, en ek sê, wat bedoel jy? Niemand het met my daaroor gepraat nie. Ek was Bybelstudie gedoen, ons het die fundamentele beginsels en ek is gedoop en ek is in die kerk en ja, die mense gee hulle geld en so voort en ons sing en ons gaan aan, maar en dan kom mense agter dat daar sekere dinge is wat jy heeltemal mis. En dit is toe nou wat ek begin studie doen het en ek sê, ek moet die Here se tiende vir hom teruggee. Dit behoort nie aan my nie. Dit behoort aan hom. En so het ek dit dan natuurlik teruggegee. En in daardie selfde tydperk het ek so geluister na mense in die kerk en waaroor hulle alles praat en meer begin belangstel oor onderwerpe. En ek het altyd gewonder hoekom daar altyd grappies gemaak word en opmerkings oor die wat nie vleis eet nie en wat vegan is. Hoekom is hulle altyd die oor grappies gemaak word in die kerk? Al die meeste van die tyd by die gemeente eet is. En al kom ons soveel teenkanting binne in die kerk is, oor iets wat ons eintlik nie veronderstel is om te glo, dis in ons beginsels.
En al hoe meer ek lees wat die ou tannie geskryf het, het ek besef dat sy nogal 'n punt weet het. Want wat sê ons ouma en ons oupa altyd, en ons ma en ons pa, eet jou groente, dis goed vir jou. En dit is nou maar net een van die feite. Sy het soveel goed wat sy daaroor geskryf het, wat vir ons sin maak. Maar die boodskap is nie net gebonde aan ons 7de dag Adventiste kerk nie. Dis net die teenkanting wat ons binne in die kerk soms kry, teenoor die wat nie die besluit wil maak nie, of nog nie daar is nie, om daar die besluite kan maak nie. Want in die wêreld, as ons kyk na die dokters en wat dokters besig is, ons lewe in 'n tydperk wat dit absoluut nodig is om na ons liggame te kyk. Met siektes en allerlei goed wat daarmee saamgaan in hierdie samelewing, is dit net vir ons absoluut belangrik om na ons liggame te kyk. En wêreldse dokters is besig om te draai. Ons verkoop soveel gesondheidsboeke aan die mense buite ons kerk. Julle sal dit nie glo nie. Wanneer ons natuurlik hier in ons kerk inkom en ons het 'n gesondheidsboek, is daar is so asof daar ewe skielik iets opgeskryf word en nee dankie, nie vir my nie. Die wêreldse dokters is besig om te draai en te wys dat medikasie nie alleenlik, ek verstaan dat daar situasies is wat medikasie gebruik moet word, maar om 'n lewenstyl verandering te maak, kan gesondheid bring. En in 2009, eers 5 jaar later, het ek besluit, nadat ek na die dokter toe was, om 'n plantgebaseerde dieet aan te pas. Ek het maagstere gehad, en hulle is so groot soos 5 rande. Wat ek verlee op die bed en die dokter en die kamera in my maag, die gastroskopie, en ek lê en kyk, en ek wag om te sien wat gaan aan, en wanneer hy die kamera aan die kant van my maag draag, loop die bloed. En dit laat mense nogal skrik, en jy dink, genade, is dit wat binne in my aangaan? En hy sê vir my, wel, hier is jou medikasie, kom oor 2 weke terug, dan gaan ons besluit wat ons vandaag gaan doen. En ja, ek vat die medikasie en ek huis toe, en ek kom by die huis en ek sê, ek gaan nie hierdie gedrink nie. Ek was 'n verslaafde aan pille, ek weier om pille te drink. Ek was 'n dwelmverslaafde. Ek drink geen pille. En terwyl ek daar is, dink ek by myself, dit is nogal 'n interessante ding dat hy my weggestuur het en gesê het, kom terug oor 2 weke, want hy gaan 10 navorsing doen, sodat hy vir my kan sê, wat gaan hy doen, of gaan hulle die maag uitsny, weggooi en iets anders daar insit, of wat ook al. En dit laat my bekommer word, en in een van ons boeke, so dik boek, Natural Remedies Encyclopedia, wie ken hom? Fantastiese boek. Ek dink, naaste aan ek gebruik my Bybel, dan gebruik ek Competeer Ministry, en dan gebruik ek daai boek. En die leesopbediening en dan Natural Remedies Encyclopedia. En in daai boek lees ek dat ek eenvoudig kan catnip gebruik. Catnip is daai planterige goedjies wat katte inrol, en dan maak dit hulle koppe mal, en sulke tipe goed. Doen absoluut niks aan mense nie. Maak ons nie mal of laat ons rondrol en teen mekaar skuur nie. En ek het net eenvoudig catnip gevat, en het met heuning gemeng, en het geëet. In die oggend en in die aand. 2 weke later is ek in die dokter se spreekkamer. Doen weer 'n gastroskopie. En hy beweeg daai kamera rond, en hy is later in die dun darm in, en hy sê, okay, kom by my tafel. En ek sit en wag, wat, ek het niks gesien nie, ek weet nie, daar's nie dit wat ek verlede keer gesien het nie. En hy sê vir my dat 2 weke terug was hy hier gewees met bloeiende maagstere. Hy sê, dis weg. Wat het jy gedoen? Nou sit ek en wonder, wat moet ek vir 'n dokter sê, wat 'n doktersgraad het, sy PhD, en wat gaan ek nou vir hom sê? Ek het catnip geëet.
ja, ek dink jy is lekker maar ek het dit gesê. Ek het net gesê, wel, ek het in een van ons gesondheidsboeke het ek gelees van catnip en hoe goed dit is en wat dit doen vir die maag en die ingewande en sovoorts en ek het net eenvoudig dit geëet. En hy het nie opgekyk of enige iets nie, hy het net geskryf en hy sê, wel, dis nie meer nodig dat jy hier in my kantoor is nie, dis, jy is welkom om te gaan. En ek dink hy wou nie opkyk nie, want hy het nie geweet wat om te doen. Prys die Here vir wat hy vir ons in die natuur gegee het, om ons te kan genees. En ek is al uit en ek het gesê, van hier af stap ek die paadjie vorentoe, in ons gesondheidsboodskap. En dis van daar af wat ek natuurlijk, ek en my vrou ontmoet, en my kindertjies, en my kinders is, Johan, hy is 10, 11, al amper 11, volgende jaar. En hulle het nog nooit, hulle het een keer ons het gesê, ons moet hulle daarin blootstel aan sekere goed. Ons gee vir hulle roomys en ons maak ons eie, ons ontneem hulle van niks wat lekker is, en mama bak chocolate koek, en ons gee vir hulle alles, maar op die gesonde manier. 15 jaar terug toe ons dit gedoen het, kon ek nie daardie besluite so maklik geneem het, daar was nie die alternatiewe wat daar vandag is nie. Hulle het nog nooit melk of kaas of eiers geëet nie, behalwe die een keer wat hulle roomys, en so daai soft twirl, daai pink en wit roomys, maar hy was 'n bekertjie vol, en hy was nog, hulle draai hom so omtrent tot hierso. En ek dink hulle het nie eens binne in daai glas ingekom nie. Ag, papa, ja, hierdie goed is soet. Kort net so lang glas water, en ons sit 'n kat, en hierdie kat sit net met sy oogies so toe, ek gaan nou roomys kry. En ons het natuurlijk vir die kat al die roomys gegee, die kat gevoel na dit nie. Maar in elk geval. Ja, een ding wat ek sê, dis nie lekker om deur ons eie mense in ons kerk uitgelag te word, as jy sê, gehoorsaam is aan dit wat ons kerk eintlik leer. Ons kyk baie keer na kry ons soveel teestand binne in die kerk as wat ons in die wêreld kry. Ons praat nie net van eet alleen nie, maar ons praat selfs van 'n hele lewenstyl verander aan die 8 New Start prinsipe. En dit is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in God. Dis daardie 8 prinsipe. Want die wêreld waarin ons lewe is so verniel deur al die goed soos vuil water wat gefilter moet word sodat ons dit net eenvoudig kan drink. Riool wat oral is. Ons praat van om vars lig te hê en ek is so dankbaar, ek kyk vanoggend en soos, wow, die vensters is oop, dis nie 'n aircon nie. Moenie aircon insit nie. Dis wonderlik. Dis bietjie warmer, maar dis lekker om vars lig te hê. Want ons sit in kantore elke dag en ons het aircons aan, en ons sit in die kar en ons het die aircons aan, en ek het skoene aan, en ek het skoene aan van die oggend tot die aand, en voordat ek in die bed klim, skop ek my skoene uit, en ek kry nooit tyd om aan grond te raak, of aan die aarde te raak, of skoon vars lug in te asem, behalwe tussen die kar en die huis, en tussen die kar en die winkel, of die son, die sonlig wat ons kry net eenvoudig, wanneer ek in die oggend na werk toe ry, en die son skyn in my oë, en ek het die sonbril op, en in die aand as ek terugkom, skyn die son van die ander kant af, en al wat ek kry is 'n sonbril tyd. Met al hierdie dinge kan ons nie anders as om na ons liggaam te kyk. Behalwe as ons hou daarvan om siek te wees. Wie hou van siek wees? Ek dink nie enigiemand hou van siek wees nie. Behalwe vir die voordeel dat jy 36 dae elke 3 jaar kry vir siekverlof, dit is nie lekker in elk geval. Niemand wil siek wees nie.
En niemand het ook ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed dit en hy koester dit, soos die Here die gemeentes. Efesiërs 5 vers 29. Die Heiland het met elke geleentheid, die Heiland het met elke genesing 'n geleentheid gemaak om goddelike beginsels in die verstand en die siel te plant. Dit was die doel van sy werk. Hy het aardse seëninge oorgedra sodat die hart van mense kan neig om die evangelie van sy genade te ontvang. Mediese sendingwerk is die regterhand van die evangelie. Dit is nodig vir die bevordering van die saak van God. Terwyl ons daardeur gelei word om die belangrikheid van regte lewensgewoontes te sien, sal die reddende krag van die waarheid geopenbaar word. Elke stad moet bewerk word en word deur diegene wat opgelei is om mediese sendingwerk te doen. Met die regterhand van die derde Engelse boodskap sal God se metodes om siektes te behandel deure oopmaak vir die ingang van die heilige waarheid. Testimonies for the Church, bladsy hoofstuk 7 vers bladsy 59. Een van die dinge wat vir my eintlik so uitgestaan het in hierdie tyd van COVID is dat wie weet van wat wille als is? Hoemoed, wille als. Dis wonderlike goed. En die meeste mense wat siek geraak het, 3 dae op wille als. Maak die temperatuur, gooi so 20-30 druppeltjies, 3 dae. En die meeste mense was genees. Ons het dit self aangemaak, boteltjies aan vir mense gegee. As ons gehoor het iemand is siek, dan gee ons dit vir hulle. En 3 dae later dan bel ek hulle, hoe voel jy? Maar Boetie sê eendag, hy sê, hey Swara, hierdie goed is wild. Ek sê, ja, dit werk. En dit werk regtig baie goed. Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n geneesheer nodig nie, maar die wat ontsteld is. Matteus 9 vers 12. Joe Cruz skryf in een van sy boekies dat al hoe meer kom die mediese navorsing agter dat ons dieet baie met ons gesondheidstoestand te doen het. Die liggaamsmasjien bestaan uiteindelik uit die brandstof wat ons daarin voer. Die kwaliteit van die senuwee, die been, die bloed en sel is afhanklik van die goeie voeding en behoorlike dieet. Die ou gesegde is amper letterlik waar dat miljoene grawe hul grafte met hul eie tande. En toe ek dit gelees het, het dit my diep getref. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou hierdie is 'n stelling wat Gees om Profesie spesifiek geskryf wat op my van toepassing is. Omdat ek 'n persoon is wat deur tiende geld betaal word, ek werk vir die konferensie, soos ons predikante. Ons merk geen presiese lyn uit van dieet wat gevolg moet word nie. Maar ons sê wel dat in lande waar daar vrugte, graan, neute en oorvloed is, dat vleis nie die regte voedsel vir God se mense is nie. Aan my was instruksie gegee dat die eet van vleis die neiging veroorsaak om die dierlike natuur aan te hits. Om mans en vrouens te beroof van daardie liefde en simpatie wat hulle vir almal moet voel. En soms dink ek dat ek nog op 'n tydjie 'n koue mens kan wees. Sou ek natuurlik meer geneig was om diereprodukte te gebruik. Ek dink dan sou ek baie roer gewees het met my vrou en my kinders en meer aggressief op die pad. En sulke dinge wat my verskriklik omkrap baie keer. As vleis eet ooit
gesond was, is dit nou nie meer veilig nie. En hierdie het sy geskryf in 1903. Kankers, gewasse, longsiektes word grootlik veroorsaak deur vleis eet. Ons moenie die gebruik van vleis as 'n toets van sosiale gemeenskap maak nie, maar ons moet invloed oor ander van diegene wat vleis gebruik in ag neem. En dit laat my dink dat wanneer ons sosiaal by mekaar kom, onthou ek daardie tye wat ons in kampe gegaan het en dat ons om 'n kampvuur gesit het en iemand met 'n gitaar gesit het en gespeel en ons het almal saam gesing en Jesus geloof en prys en net tot laat in die aand totdat jy so moeg was, jy kan nie meer die oë oop hou nie. Ek gaan slaap. En vandag is dit meer 'n braai. As boodskappers van God sal ons nie vir die volk sê of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen alles vir die eer van God. Sal ons nie 'n besliste getuienis lewer teen die toewyding van verwronge eetlus nie. Sal enige een wat bedienaars van die evangelie is, wat die mees plegtigste waarheid verkondig wat ooit aan sterfelinge oorgegee is, 'n voorbeeld stel in die terugkeer na die vleispotte van Egipte. Sal diegene wat deur die tiende van God se stoorkamer ondersteun word, hulle self bevredig deur toe te laat om die lewensstroom wat deur hulle aarde vloei te vergiftig. Dis harde woorde. Vir my is dit harde woorde. Sal hulle die lig en die waarskuwing wat God aan hulle gegee het verontagsaam. Die gesondheid van die liggaam moet as noodsaaklik beskou word vir die groei in genade en die vorming van 'n matige humeur. As die maag nie behoorlik versorg word nie, sal die ontwikkeling van 'n eerlike en morele karakter belemmer word. Die brein en die senuwee is in simpatie met die maag. Verkeerde eet- en drinkgewoontes lei tot foutiewe denke en optrede. Nou, ek dink as ons dink aan daardie wonderlike lang tafel wat Jesus by sit en sê ek sal julle self bedien, daardie lang tafel waar ons oorstrek en ons sien hom so met al die vrugte en al die wonderlike kos wat Jesus voorberei het, dink ek dat ek nou op hierdie stadium voorberei om daardie maal te geniet saam met Jesus. Maar dan gaan geen van daardie dinge daar wees wat ons nou geneig is om te gebruik nie. Ek hoop hierdie was 'n boodskap wat inspirerend was vir u. En soos ek sê, dis meer persoonlik aan my as 'n getuienis einde as enigiets anders. Kom ons sluit dit af. Liewe Here, U het vir ons kom sterf. Jesus, U het vir ons U lewe gegee, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Wat ook al ons doen, of ons eet of drink, laat ons alles eer gee aan U. Alles wat ons doen, en dat ons die voedsel wat in ons liggaam ingeneem word, dat ons al die energie wat ons daaruit kry, weer terug sal gee om U naam te verheerlik. Here, my gebed is dat U ons vandag so sal lei, dat ons gehoorsaam sal wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing saam lied 199. Amen.
Liewe Here, ek gee alles oor aan U. Vir myself wil ek nie meer lewe nie, maar ek wil vir U lewe en laat my lewe van U getuig. Ek bid ek in Jesus naam. Amen.